Geseend is die Koninkryk van die Vader en van die Seun van die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Laat ons in vrede bid tot die Heer. Om die vrede van bo en die redding van ons siele, laat ons bid tot die Heer. Om vrede vir die hele wêreld, die welstand van die heilige kerk van God en die eenheid vir almal, laat ons bid tot die Heer. Vir hierdie heilige huis en vir hulle wat het met geloof, eerbied en die vrees van God betree, laat ons bid tot die Heer. Vir Patriarch Kirill van Moskou en Rusland en metropoliet Konstantin van Johannesburg in Suidelike Afrika, vir die eerbiedwaardige priesterskap, die diakonaat in Christus, vir alle geestelikes en die hele volk, laat ons bid tot die Heer. Vir die mense van ons land en vir alle owerhede en magte wat oor ons gestel is, laat ons bid tot die Heer. Vir hierdie dorp, vir alle stede en dorpe en vir die gelowiges wat daar woon, laat ons bid tot die Heer. Vergunstige weer, oorvloedige opbrengs van die aarde en tye van vrede, laat ons bid tot die Heer. Vir reizigers op land, seën in die lug, vir hulle wat siek is en hulle wat ly, vir gevangenes en hul verlossing, laat ons bid tot die Heer. Ons bevrijding van alle verdrukking, toorn, gevaar en nood, laat ons bid tot die Heer. Ons red ons, ontferm U oor ons en bewaar ons, o God, deur die genade. Terwyl ons alheilige, onbevlekte, hooggeseënde en glorieryke meesteres, die Theotokos en Maagd Maria, saam met al die heiliges gedenk, laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Onbegrijpelijk, die barmhartigheid is onmetelijk en liefde voor die mensen onuitsprekelijk. Sien in die medelij neer op ons en op die heilige huismeester en betoon ons en hulle dat saam met ons bid, die ryke barmhartigheid en ontferming. Want U kom toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. En alles wat
Laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Amen. God red die volk en seën die erfdeel, bewaar die volheid van die kerk, heilig hulle wat die luister van die huis liefhet, verheerlik hulle daarvoor deur die goddelike krag en verlaat ons nie wat op die hoop. Want aan die behoort die mag en aan die behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, prys die Here, o my siel, ek sal die Here prys solank ek lewe, ek sal psalm sing tot my God solank ek daar is, vertrou nie op prinse, op die mense kind, bly die dag in heilig sien, sy gees sal uitgaan, en hy sal terugkeer na sy aarde toe. Op daardie dag sal sy gedagtes tot nie gaan, die Here sal vir ewig koning wees, jou God o Sion van geslaag tot geslaag, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Eniggebore Seun en Woord van God, U wat onsterflik is, het U verwerp om terwille van ons redding vlees te word. Die heilige vierkroppels in hulle maagd Maria, en sonder verandering mens geword. Eers gekruisig voor Christus ons God, en in die dood deur die dood vertraag. U wat een is van die heilige drie-eenheid, en vereerd word met die Vader en die Heilige Gees, red ons. Laat ons keer op keer in vrede bedreer, ontferming oor ons, en bewaar ons, o God, deur die genade, terwyl ons allerheilige, onbevlekte, hooggeseënde en glorieryke meesteres, die Theotokos en hulle maagd Maria, saam met al die heiliges gedenk. Laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Amen. U wat ons hierdie gemeenskaplike en eendragtige gebede geskenk het, en wat beloof dat waar 2 of 3 eensgesind is in die naam, U sal skenk wat U vra. Verhoor nou ook die bedes van die dienaars tot ontwissel. Skenk ons in hierdie wêreld die kennis van die waarheid en in die toekomstige die ewige lewe. Want U is 'n goeie en menslievende God, en tot U stuur ons die lof omhoog, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. In die koninkryk kan ons so weer, wanneer in die koninkryk kom, zalig is die waaraan van geeste
Good
beskermer van Christene wat nie bestaan het. Of ons vraag die Skepper wat nie verander nie. Verontagsaam nie die stem van ons sondags beders nie. Maar wie sou want U is goed, om ons tot te kom wat met vertroue tot U roep. As U tot vordering maak gou om te smee, want U roep hier tot ons, waak altyd oor die wat U Heer. Laat ons bid door die Heilige God, wat rus in die heilige plek, wat die Serafim met die driemaal heilige stem besing, en die Cherubim verheerlik, en die alle hemelse kragte aanbid word, wat die alle die nie tot stand gebring het, wat die mens na U beeld en gelykenis geskapen, met al die genadegawes ontleed. U gee wysheid en begrip aan die wat daarom vra, en verontagsaam nie die sondaar nie, maar het bekering vir ons verlossing ingestel. Gee ons die nederige en onwaardige dienaars waardig geag om hierdie oomblik voor die heerlikheid van die heilige altaar te staan en aan U die verskuldigde aanbidding en lofprysing op te dra. Aanvaar O Meester, ook in die mond van ons sondaars die driemaal heilige loflied en besoek ons in die goedheid. Vergewe ons alle opsetlike en onopsetlike oortredinge, heilig ons siele en liggame en gee dat ons in heiligheid mag dien al die dae van ons lewens. In die gebede van die Theotokos en van al die heiliges wat U van oudsher behaag het. Want heilig is U ons God, en tot U stuur ons die lof, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Heilige God, heilige machtige, heilige onsterflike,
Laat die barmhartigheid oor ons wees, Here, soos ons vertroue gestel het in U. Laat die barmhartigheid oor ons wees, Here, soos ons vertroue gestel het in U. In die vierde toon, wonderbaar is God en sy heiliges, die God van Israel. Wonderbaar is God en sy heiliges, die God van Israel. Prys hy. Die lezing uit die eerste brief van Paulus aan die Korintiërs. Laat ons aandag gee. Broeders, God het ons apostels die laaste plek aangewys as tot die dood veroordeel, wat ons het die skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig in Christus. Ons is swak, maar julle is sterk. Julle is in aansien, maar ons is in oneer. Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en spook ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën, word ons vervolg, ons verdra dit, word ons belastig, ons troos. Soos uitvaarsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek skryf hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Wysheid. Lezing uit die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs.
opstaan, laat ons luister naar de heilige evangelie. Vrede voor allemaal. Lezing uit de heilige evangelie volgens Mattheüs. Discipels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarom bestraf Jesus hom en die duiwel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Kom die discipels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. En terwyl hulle in Galilea rondgaan, het Jesus vir hulle gesê: Die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. Lesing uit die heilige evangelie volgens Johannes. Die Here het vir sy discipels gesê: Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het: 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken nie, wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir die sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my, sowel as my Vader, gehaat. Maar die woord wat in julle wet geskryf is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban, ja, dan kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy diens aan God bewys.
klippe in die rivier gegooi en nog steeds boog gedryf en so my ouwe denkelijk dat daar geslaag om hom dit dood te maak. En as vir my 'n verband tussen sy verhaal en die hele idee van geloof. Jesus sê vir die apostels, julle het geen geloof nie, dis julle maar net die geloof van 'n mosterdsaad nie julle gehad en dan sê julle hierdie goed kon doen. Ek weet nie wat om oor geloof te sê nie, dis so ontsettend moeilike ding om oor te praat, weet. Wat geloof is 'n ding waarvoor mense hulle lewe gee. Dis waarvoor martelaars hulle glo in iets en hulle glo genoeg daarin om hulle lewens daarvoor te gee. Maar wat is hierdie geloof? En die ander ding is dat mense geloof groei, soos wat die mense aangaan. Dit verander ook. Toe ek groot geword het in die kerk op Kraak in die Oos-Kaap, het ons Joodse bure gehad en die een meisiekie daar het toe ook musieklesse begin. En na 'n maand of wat het my ma vir haar gevra, hoe gaan dit nou met die musieklesse? Toe sy nie sê ek opgehou. Toe sê my ma ook kom, toe sê nou ja, het staan daar. En so sy het geweet waaroor musiek gaan na 'n maand se musieklesse. En dit is helaas die vlak van baie van ons geloof. Ons weet nou al van God, weet van God. En die ding is, hoe meer is van God leer, hoe minder weet ons. Vader Anthony in sy preek wat ek op die blad gesit het, met alle aan van Vader Tom Hocker, wat hy sê, 'n mens kan God nooit ken nie, maar 'n mens moet hom eers ken om dit te weet. Mens moet hom eers ken om dit te weet. En dit is die wonderlike daarvan, hoe meer ons van God weet, hoe minder weet ons. Selfs op menslike vlak gebeur, ons het 'n professor in filosofie gehad, op Tikkies, en hy het gesê, toe hy 30 jaar filosofie gedoen het, as hy vreeslik is geskik met homself, en hy het nou weet hy al baie. En by sy aftrede het hy gesê, nadat hy nou al die jare op Tikkies professor in filosofie was, hy weet nou minder van die filosofie, as toe hy eers as student begin het. En dit is wat met 'n mens begin gebeur, hoe dieper jy delf, hoe meer jy na goed kyk, hoe meer gecompliseerd raak dit, en hoe dieper raak die ding, en dan word ons geconfronteer met mysterie. En dit is hoe ons God leer ken is as God as mysterie. Dit is die soort van mysterie wat ons stil maak. As dit ons nie stil maak nie, dan is daar ergens 'n bietjie fout dink ek. Maar dit is die ding, hoe meer ons met God te doen kry, hoe meer moet ons net stil word, want ons word geconfronteer met 'n mysterie wat ons nie kan bepaal nie. En ons sal God nooit ken tot in die ewigheid nie. Ons sal al hoe beter leer ken, maar ons sal nooit in sy wese ken. Soos met die ortodokse kerk ook leer. Ons ken God net in sy energie. Ons ken hom nie in sy wese nie. As ons hom in sy wese moes ken, dan was ons self God. En so dit is 'n aanmoediging vir ons om ons geloof, ek weet nie presies hoe geloof te definieer op nie. Geloof is nie 'n stel reëls of 'n stel leerstellings nie. Dis baie meer as dit. Geloof het te doen met iets mysterieus. En as ons daardie mysterie kan nader, en ons kan net nader in stilte, dan kan ons ergens kom. Dan kan ons geloof groei, ons geloof sal groei. En dan sal ons nie sê soos die meisie die daar op Kraak sê, nee, ek weet nie wie God is. Ons weet nie God is nie. Ons ken hom, ons sal hom nooit ken. In die naam van die Vader. Laat ons sê, met ons hele siel en ons hele verstand, laat ons sê, Here, almagtige Here, die God van ons vaders, ons bid U oor ons wees barmhartig, Here, wees ons barmhartig, o God, volgens die groot barmhartigheid, ons bid U oor ons wees barmhartig, Here, ons patriarch Kirill en metropoliet Konstantin, priesters en diakens en alle geestelikes en veral ons broers en susters in Christus, Heer ontferm, ook met ons vir die president van ons land,
en vir alle owerhede en magte wat oor ons gestel is. Ook met ons vir die salige en gedenkwaardige heilige ortodokse patriarge en vir die grondleggers van die heilige kerk en vir al ons ortodokse broers en susters wat ons in die rus vooraf gegaan het en wat hier en oor die hele wêreld heen vroom ontslape lê. Ook met ons ontferming, lewe, vrede, gesondheid en besoeking vir die dienaars van God wat elkeen nou in gedagte het en dat hulle al hulle oortredings opsetlik sowel as onopsetlik vergewe mag word. Ook met ons vir hulle wat offergawes bring, vir hulle wat goeie werke in die heilige en algebiedwaardige huis doen, vir hulle wat daar dien en hulle wat sing, en vir die volke teenwoordig wat wag op die groot en ryke barmhartigheid. En wees ons barmhartig na die volheid van die barmhartigheid. Laat die deernis op ons neerdal op die hele volk wat wag op die ryke barmhartigheid. Want U is die barmhartige en menslievende God, en tot U stuur ons die lof omhoog, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Kakkesante bedoelie rondvang, laat ons die geloviges bid vir die kakkesante. Dat die Here barmhartig sal wees, rondvang, die woord van die waarheid sal onderrig, dat die evangelie van geregtigheid aan hulle sal openbaar, rondvang, dat hulle sy heilige katholieke en apostoliese kerk sal verenig. Weet hulle ontferm hulle, help hulle en bewaar hulle, o God, hierdie genade. Dat die sante buig geloofde voor die Heer. God ons God, skepper en vormeerder van alle dinge, wat wil dat almal gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Kyk neer op die dienaars en dienaresse, die kakkesante. Verlos hulle uit die ou dwaling van die geslepenheid van die teenstander. Roep hulle tot die ewige lewe. Verlig hulle siele en liggame en tel hulle by die redelike kudde oor wie die heilige naam aangeroep is. Sodat hulle saam met ons die algebiedwaardige en vrede naam mag verheerlik van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Alle kakkesante gaan uit, kakkesante gaan uit, alle kakkesante gaan uit, laat geen een van die kakkesante agterbly nie. Gelowiges, laat ons keer op keer in vrede bid tot die Heer. Help ons, red ons, wees barmhartig en beskerm ons God hierdie genade, Ons dank U, Here God, vir die hemelse kragte, dat U ons waardig geag het om nou voor die heilige altaar te staan en voor die barmhartigheid neer te val vir ons sondes en vir die onkunde die die volk begaan. Aanvaar, O God, ons smeekgebed, maak ons waardig om die gebede en smeekinge en bloedlose offers op te dra vir die hele volk. En stel ons wat in hierdie diens van U gestel het, deur die krag van die Heilige Gees, aan staat om U onberustelik en sonder om aanspoor te gee en met die getuienis van skoon gewete, dat alle tye en op alle plekke aan te roep, sodat U ons die oorvloed van die goedheid mag verhoor en ons barmhartig mag wees. Want U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. Ons keer in vrede bid tot die Heer, help ons, red ons, ontferm oor ons en bewaar ons, o God, hierdie genade, Heer, ontferm.
Nogmaals en menigmaal val ons voor die Here dat U wat goed in ons lewe is, om ons smeking aan te sien en ons siele en liggame vir alle besoedeling van die vlees en die gees te reinig. En gee dat ons sonder skuld te veroordeling voor die heilige altaar mag staan. En skenk o God ook aan hulle wat saam met ons bid, vooruitgang in die lewe, in geloof en geestelike insig. Gee dit terwyl hulle hier altyd met ontzag en liefde dien, hulle sonder skuld te veroordeling deel mag hê aan die heilige mysteries en die hemelse koninkryk waardig geag mag word. Sodat ons altyd deur U mag beskerm, tot U die lof omhoog mag stuur, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid.
ons bid tot die Heer. Om ons bevryding van alle verdrukking, toorn, gevaar en nood. Laat ons bid tot die Heer. Help ons, red ons, ontferm oor ons en bewaar ons, o God, deur die genade. Dat die hele dag volmaak, heilig, vreedsaam en sonder sonde mag wees. Vra ons die Heer. Zijn broeder van ons zielen en lichamen, vra ons die Heer. Om vergifnis en uitskalling van ons zondes en oortredingen, vra ons die Heer. Om wat goed voordelig is vir ons zielen en om vrede vir die wêreld, vra ons die Heer. In vrede en boetvaardigheid mag voleindig, vra ons die Heer. Die Christelike einde aan ons lewens, vreedsaam en sonder lyding om vrede tot skaamte, en om 'n goeie verweer voor die ontzagwekkende regterstoel van Christus, laat ons vra. Onbevlekte, hooggeseënde en glorieryke Meesteres, die Theotokos en Inderwacht Maria, saam met al die heiliges gedenk. Laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Amen. O Here God Almagtige, U wat alleen heilig is, en die lofoffer aanvaar van hulle wat U met hul hele hart aanroep. Aanvaar ook die smeekgebed vir ons sondaars, neem dit na die heilige altaar. Stel ons in staat om gawes en geestelike offerandes aan U op te dra vir ons sondes en vir die onkunde die die volk begaan. Mag ons waardig om genade voor U aangesig te vind, sodat ons offer U welbehaaglik mag wees, en sodat die goeie gees vir die genade op ons mag rus, en op die neergelegde gawes en op die hele volk. Deur die ontferming van die eniggebore Seun, met wie geloof word, saam met die alheilige, goeie en lewendmakende Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Vrede vir almal. Gees, laat ons mekaar lief hê, sodat ons eendrachtig kan bely.
ons sag staan, laat ons aandag gee, sodat ons die heilige offer in vrede mag opdra, maar laat in vrede en offer van. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal weer. Dit is gepas en reg om U te besing, U te loof, U te prys, U te dank en U te aanbid op alle plekke van die heerskappy. Want U is God onuitspreeklik, onbegryplik, onsienlik, ondeurgrondig. U wat ewig bestaan en altyd dieselfde is. U en die eniggebore Seun en die Heilige Gees. U het ons uit die niet en aansien geroep en toe ons geval het weer laat opstaan. En U het niks ongedaan gelaat, totdat U ons na die hemel toe opgeneem en ons die toekomende koninkryk geskenk het. Vir al hierdie dinge dank ons U en die eniggebore Seun en die Heilige Gees, vir alle weldade wat in ons bewys is. Die waarvan ons weet, en die waarvan ons nie weet, die wat sigbaar geword het, en die wat verborgen gebly het. Ook dank ons U vir hierdie liturgie wat U verwerdig het, om uit ons hande te ontvang. Al staan daar by die duisende aardsengele en 10.000 engele, gerubim en serafim, met 6 vlerke baie hoog, ook swewend op die wieke. Waar die oorwinningslied sing, uitroep jubel en sing. Saam met hierdie salige kragte, o mens liefde meesters, roep ek ons om sê, heilig is U, ja, alheilig. U en die eniggebore Seun en die Heilige Gees. Heilig is U, ja, alheilig, en luisterlik is die heerlikheid. Want so lief het U die wêreld gehad, dat U U eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat daarby gekom en hele huisbestel vir ons vervul het, aan die nag waarin hy oorgelewer is, of eerder waarin hy homself oorgelewer het vir die lewe van die wêreld, brood in sy heilige, vlekkelose en smettelose hande geneem het, gedank en dit geseën, geheilig, gebreek, en aan sy heilige disippels en apostels gegee en gesê het, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, tot vergifnis van sondes. Amen. Net so die op die beker na die maaltyd geneem gesê, drink almal uit, dit is my bloed van die nuwe verbond,
wat vir julle en vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Terwyl ons daarom hierdie verlossende gebod in gedagte hou, en alles wat ter wille van ons geskied het, die kruis, die graf, die opstanding op die derde dag, die hemelvaart, die troon aan die regterhand, die wederkoms in heerlikheid. Offer ons u wat aan u behoort, uit wat aan u behoort, in alles en vir alles. Sodat dit vir hulle wat daaraan deel het mag wees met waaksaamheid van siel, vergifnis van sondes, gemeenskap met die Heilige Gees, vervulling met die koninkryk van die hemel, vrymoedigheid teenoor die nie tot oorlewing vir oordeling. Ook offer ons hierdie redelike diens vir hulle wat in geloof ontslaap het, voorvaders, vaders, patriarge, profete, apostels, predikers, evangeliste, martelaar, belydenis, askete, en elke regverdige gees wat met geloof tot volmaaktheid gekom het. Veral vir ons al heilige, onbevlekte, hooggeseënde en glorieryke diensteres, die Theotokos en in Maagd Maria, dit is waar was om die saad te neem tot eer van ons, en gesien al ons en dink aan almal wat ontslaap het in die hoop op die opstanding tot die ewige lewe. En skenk hulle rus daar waar die lig van die aangesig oor hulle waak. Verder vra ons u dink Here aan alle ortodokse biskoppe wat die woord van die waarheid reg verkondig, die hele priesterskap, die diakonaat in Christus en alle gewydes en monnikordes. Verder offer ons hierdie redelike diens vir die hele wêreld, vir die heilige katholieke en apostoliese kerk, vir hulle wat in kuisheid 'n heilige lewe lei en vir ons regering. Gee dat hulle in vrede sal regeer, sodat ons in die vrede 'n rustige en stil lewe mag lei in alle godvrugtigheid en heiligheid. In die eerste plek, dink Here aan patriarg Kirill en metropoliet Konstantin, en gee dat hulle ter wille van die heilige kerke
nog lang in vrede, ongedeerd, geëerd en in goeie gezondheid die woord van die waarheid reg mag verkondig en die hele mensdom. Dink Here aan die dorp waar ons woon, en alle dorpe, stede en landelike gebiede en die gelowiges wat daar woon. Dink Here aan die reisigers op see, op land en in die lug, die siekes en hulle wat ly, gevangenes en hul verlossing. Dink Here aan hulle wat vrug dra en goed doen in die heilige kerk, en hulle wat in die armes dink, en stuur die barmhartighede oor ons almal. En gee dat ons met een mond en een hart die alroemryke en verhewe naam mag verheerlik en besing van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. En die barmhartigheid van ons grote God, zaligmaker Jesus Christus, sal altyd met julle almal wees. Nou dat ons al die heiliges gedenk het, laat ons keer op keer in vrede bid tot die Heer. Vir die kostbare gawes wat neergelê en geheilig is, laat ons bid tot die Heer. Dat ons menslewende God, dit op sy heilige onstoffelijke altaar oor die hemel mag aanvaar, as 'n welriekende geestelike geur, en ons daarvoor sy goddelike genade en die gawe van die Heilige Gees mag stuur. Laat ons bid. Om ons bevryding vir alle verdrukking, toorn, gevaar en nood, laat ons bid tot die Heer. Help ons, red ons, ontferm U oor ons, en bewaar ons, o God, deur die genade. Vreedsaam, sonder sonde wat wees, vra ons die Heer. Engel van vrede, die getroue gids en behoeder van ons siele en liggame, vra ons die Heer. Om vergifnis en kwytskelling van ons sondes en oortredinge, vra ons die Heer. Siele en om vrede vir die wêreld, vra ons die Heer. Ons die beblywende tyd van ons lewe in vrede en goedvaarding mag voleindig, vra ons die Heer. Ons Christelike einde aan ons lewens, vreedsaam, sonder lyding of vrede tot skaamte, en om 'n goeie verweer voor die ontzagwekkende regterstoel van Christus, laat ons vra. Ons vra om die eenheid van die geloof en die gemeenskap van die Heilige Gees. Laat ons onsself en mekaar in ons hele lewe te vertrou aan Christus ons God. Ons roep U aan, ons bid en smeek U. Ag ons waardige met 'n rein gewete deel te aan die hemelse ontzagwekkende misteries van hierdie heilige en geestelike tafel. Tot vergifnis van sondes en kwytskelling van ons oortredinge, tot gemeenskap van die Heilige Gees, tot beerwing van die koninkryk van die hemele, tot vrymoedigheid teenoor U, nie tot oordeel of veroordeling. En ag ons waardig, o Meester, om U die hemelse God met vrymoedigheid en sonder vrees vir veroordeling te durf aanroep as Vader en te sê, Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam heilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag
Ons dank U, ons sielike koning, wat die al die onmeetlike krag geskep het, en in die volheid van die barmhartigheid alles in die niet en aansyn geroep het. Sien U self, o Meester, uit die hemel neer op hulle wat die hoof voor U buig, want hulle buig nie voor vlees en bloed nie, maar voor U, die ontzagwekkende God. O Meester, maak U daarom tot die bysel van ons almal, die weg sal lyk wat vir ons voorlê, na die besondere behoefte van elkeen van ons. Vaar saam met hulle wat vaar, reis saam met hulle wat op reis is, genees die siekes, o genees U van ons siele en lichaam. Deur die genade, medelee en menslievendheid van die enige gebore Seun in wie geloof word, saam met die alheilige, goeie en lewendmakende Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Ons Here Jesus Christus ons God, vanuit die heilige woning vanaf die troon van heerlikheid van die koninkryk, en kom heilig ons. U wat saam met die Vader in die hemel sit en hier onsigbaar by ons aanwesig is, en verwerdig U ons deur die magtige hand, deelname aan die vlekkelose liggaam en kosbare bloed te gee, en deur ons aan die hele volk. O God, reinig my sondaar, wees my barmhartig. O God, reinig my sondaar, wees my barmhartig. O God, reinig my sondaar, wees my barmhartig. Laat ons aandag gee, die heilige dinge vir die heiliges, eens heilig, eens Heer Jesus Christus, Koning van God die Vader, amen. Loop vir loop van ons sal enige gedagtenis wees, my vrees nie verslegte tye nie. Halleluja, halleluja, halleluja. Gebreek en gedeel oor die land van God, wat gebreek word of nie verdeel word nie, wat altyd geëet word, of nooit opraak nie, maar wat nie wat daarom deel het, heilig. Die volheid van die Heilige Gees. Sien dis die gloed van die Heilige dinge, gloed van geloof, volk van die Heilige Gees. Ek glo en bely, Here, dat U waarlik die Christus is, die Seun van die lewende God, wat in die wêreld gekom het om sondaars te red, die vernaamste is te red. Ek glo ook dat dit waarlik die vlekkelose liggaam is en dat waarlik die kosbare bloed. Daarom smeek ek U om vergifnis oor my en vergeef my oortredinge, opsetlik en onopsetlik, in woord en in daad, bewus en onbewus begaan. En ag my waardig om sonder om veroordeel te word, deel te hê aan die vlekkelose mysteries tot vergifnis van my sondes in die ewige lewe. Kyk ek nader tot goddelike kommunie, my Skepper brand my nie deur my deelname aan die hand se vuur onwaardig is verbrand, maar reinig my daarom van alles. O Seun van God, nie uit vandaag, as deel groot aan die mystieke naam, want ek sal beslis nie in U vyande oor U mysterie praat nie, ook sal ek nie kuskier soos Judas nie, maar soos die droger belyk my geloof in U. Dink aan my Here in U koninkryk. Dink aan my Here in U koninkryk. Dink aan
die lichaam tot die afweer van alle verleidelijke gedagtes, bose dade en diabolische werkingen, wat geestelijk in my ledemate werk, tot vrymoedigheid en liefde teenoor U, tot digtiging van my lewe en beveiliging daarvan, tot die toename in deug en tot volmaaktheid, tot vervulling van die gebooie, tot gemeenskap van die Heilige Gees, tot hulpmiddel vir die ewige lewe en aanvaarbare verweer voor die ontzagwekkende regterstoel, maar nie tot oordeel of veroordeling nie. In die vrees van God met geloof en liefde, drie nader, gesiente sy wat kom in die naam van die Heer. Hier is God en aan ons verskyn. Ontvang die lichaam van Christus. Nou dat ons Christus se opstanding in ons skouer laat ons die heilige Here Jesus aanbid wat alleen sonder sonde is. U kruis vereer ons o Christus en die heilige opstanding besing en verheerlik ons, want U is ons God. Buiten U ken ons geen ander nie, ons roep U naam aan. Kom alle gelowiges, laat ons die heilige opstanding van Christus vereer, want kyk, deur die kruis het daar vreugde oor die hele wêreld gekom. Terwyl die Here altyd loof besing ons sy opstanding, want deur die kruis vir ons te verduur, het hy die dood vernietig. U wat my vrywilliglik die liggaam en voedsel gegee, wat 'n verterende vuur by die onwaardiges is, verbrand my nie, o my Skepper, maar dring deur die struktuur van my ledemate, is al my gewrigte, niere
Hunger nou en altijd en tot een eeuwigheid. Amen. Laat ons wondervol is aan die lof voor je. Dat ons heerlijkheid mag wensen. Want je ons maakt gemaakt. Om heel de bewaar ons in die heiligheid, terwijl ons hier acht die gerechtigheid vergeldt. Halleluja, halleluja, halleluja. Laat ons opstaan, nou dat ons deelgeneem het aan die goddelike, heilige, vlekkeloze, onsterflike, hemelse, lewendmakende en ontzagwekkende mysteries van Christus. Laat ons die Here op waardige wyse dank. Heer God, help ons, red ons, ontferm U oor ons en bewaar ons, o God, deur die genade. Heer, ontferm. Nou dat ons gevra en die hele dag volmaak, heilig, vreedsaam en sonder sonde mag wees. Laat ons onsself en mekaar en ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. Halleluja. Ons dank U, mens liewende Meester, weldoener van ons siele, dat U ons ook vandag waardig geag het om deel te hê aan die hemelse en sterflike mysteries. Maak ons pad regtig, bevestig ons almal in die vrees, behoed ons lewe, maak ons weer veilig deur die gebede en smekinge van die glorieryke Theotokos, Nommermaat, Maria en al die heiliges. Want U is ons heilige en tot U stuur ons die lof en hoog, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Laat ons bid tot die Heer.